Laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader met dankliedere, met lofgesange juig tot sy eer. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning, bo al die ander afgode. En dit is in sy hand wat die dieptes van die aarde is. Vriende, mag jy vanmôre ook besef hoe groot jou God is. En mag jy besef dat dit hierdie groote God is wat jou vanmôre groet met die woorde genade en vrede van ons Here Jesus Christus en met die liefde van die Vader en deur die krag van sy Gees. Amen. Julle kan saam met ons Ek het vandag geselekteerde skrif, juist omdat ek dink die tema van die vrugte van die vrees, maar eintlik reg oor die Bybel voorskiet en dit klink dalk al vreemd om te sê dat daar vrugte van vrees is en dat vrees vrugte in die gelowige se lewe kan kweek. Maar julle sal onthou oor die laaste 2 weke en dalk het jy dit nie gesien of geluister nie, ek wil graag jou aanbeveel om dit te gaan kyk op YouTube of so, waar ons gepraat het oor wat dit is om die Here te vrees. En ons het gesien ook dat daar 2 forme van vrees is. Ons het gesien dat daar is 'n slaafse vrees, die Engels praat van 'n servile vrees. Dit is 'n vrees wat 'n slaaf teenoor sy meester het, dat sy meester sy lewe kan neem. Dit is 'n vrees wat jou in veg, vlug of vries sit. Dit is wat ons gesê het, dis nie tot waar die Bybel gelowiges roep nie. Die Bybel sê inteendeel dat daar in perfekte liefde geen vrees is nie. En daai geen vrees is dat ons nie meer voor Sinaï staan nie, dat God ons nie meer om die lewe gaan bring as ons in aanraking kom met sy heiligheid nie, juis omdat ons Jesus Christus as 'n middelaar het. Ons posisie het verander en daarom het ons nie meer hierdie vrees nie, hierdie slaafse vrees, hierdie knegvrees, 'n vrees van oordeel en straf. Maar die Bybel roep ons wel op om 'n vorm van vrees te ervaar, of 'n vorm van vrees na te streef. En hierdie vrees is 'n kinderlike vrees, 'n filiale vrees, dis wat ons gesê het. Dis die vrees wat 'n kind het teenoor sy ouer. Nie dat sy ouer hom gaan aanrand nie, maar 'n vrees om te sê dat ek het 'n respek teenoor my ouer. Ek hoogag my ouer. Ek dink baie van my pa. Ek wil nie my pa teleurstel nie, ek wil nie my ouers teleurstel nie. Ek het so groot siening oor hulle. En dit sit die idee van vrees in die kind, maar nie dat die kind wil weghardloop nie, maar dat die kind so met ontzag, praat die Afrikaans, met ontzag na sy pa toe kom, of na sy ma toe kom. En dit is die vrees wat die Bybel die Christen oproep om te hê. Ons sien dit in die Ou Testament, ons sien dit in die Nuwe Testament. En wanneer die Christen hierdie vrees in sy lewe het, wanneer die Christen hierdie hoë siening, goeie gedagtes, groot gedagtes van God in sy lewe het, dan beïnvloed dit hoe jy glo. Dit beïnvloed hoe jy dink. Dit beïnvloed hoe jy praat. Dit beïnvloed selfs hoekom jy kerk toe kom en hoe jy kerk toe kom. Hierdie knegvrees is 'n gesonde vrees. En dit dryf ons nie weg van die Here nie, maar dit help ons om die Here reg te sien. En dit is hoekom ons gesê dit nodig is vir ons. Dit help ons om onsself reg te sien. Ons sit onsself weer op ons knieë, ons sit die Here op sy troon en ons help ons om aanbidding reg te sien. Dit is die motiveerders daarvoor. So maar wanneer dit in die gelowige se lewe is, hierdie vrees, hierdie knegvrees, hierdie ontzag, dan gaan jy sien hierdie vrees gaan begin vrugte in jou kweek. Goeie vrugte. Nie die vrugte van die Gees nie, maar goeie vrugte. En volgende wil ek kyk na hierdie vrugte. Ek het gedink ek het 7 van hulle, maar ek het gedink ek gaan deur al 7 kan gaan, maar ek besef dit is net nie haalbaar nie. So, daar staan nou 3.1, volgende week sal dit dalk, daar staan nou 3, volgende week sal dit 3.1 wees. Of 3.1.1, ek weet nie hoe. Maar so ek gaan stil staan by 3 en ek dink is 3 belangrik is en ek wou dit nie aframmel nie en ek wil dit ook nie net verkort dat ons net oor dit vlieg nie, want ek wil dit graag bespreek. So kom ons kyk na 3 vrugte, die eerste 3, soos ek sê, ek het 7, ek glo daar kan meer wees, maar kom ons kyk na die eerste 3 vrugte wat 'n gesonde vrees in die gelowige se lewe kweek. Die eerste een is die vrees van die Here
is die fondasie van wysheid. Hoor wat sê Spreuke 1:7. Vrees vir die Here is die begin van kennis. Spreuke 9:10. Die begin van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. So sonder vrees het jy nie wysheid nie. Ek praat nie van aardse wysheid nie. Ek praat nie van waar om jou geld te gaan belê nie, of om hoe om met eiendom te werk nie. Ek praat van Bybelse wysheid. Sonder die vrees van die Here is dit nie daar nie. Hoor wat sê Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die begin van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Dis die begin. En daar is 'n rede hoekom die Bybel nie sê dat die vrees van die Here 'n begin is nie. Dis nie net 'n begin nie. Dis nie net 'n plek waar jy kan begin nie. Dit is die begin. Dis die begin van wysheid. Hierdie begin, daai woordjie daar wat begin is dieselfde een wat in Spreuke herhaal word, en dit bevestig nie dat dit soos ergens net 'n beginpunt is van een of ander staproete nie. Dit verwys meer na 'n beginpunt om ergens te begin bou. Jy dink in terme van 'n fondasie. Dis die begin waarvan hy praat. Hoe gaan jy 'n huis bou? Wel, jy begin op die fondasie. Baie keer sê hy, waar moet ek begin bou? Begin op die fondasie. Waar gaan jy met wysheid begin? Begin by die vrees. Dit is die enigste plek. Dit is wat dit sê. Daar is nie 'n ander plek nie. Daar is nie 'n ander plek om wysheid van die Here te verkry as met die vrees van die Here nie. Dis waar jy begin. Dis die fondasie. Wysheid begin in die vrees van die Here. Die wêreld, dat ons 'n bietjie praat oor wysheid. Die wêreld dink wysheid is grade, is diplomas, is ervarings. Hulle dink selfs 'n ou wat baie finansiëel sterk is 'n ou wat wysheid is 'n wyse ou. Hy weet hoe om geld te belê. En dis reg, ek glo dit is wêreldse wysheid waar daar nie seker meer iets verkeerd is nie. Maar dit is nie die wysheid waarvan die woord praat nie. God meet nie wysheid aan hoe vol jou bankrekening is nie. God meet nie wysheid aan hoeveel eiendomme jy besit nie. God meet ook nie wysheid aan wat se diplomas of grade of hoe goed jy een of ander kwalifikasie gedoen het en of jy 'n distinction daarop gekry het nie. Dis nie hoe God wysheid meet nie. 'n Wysheid in teenoor van die wêreld is dwaas by God, sê die skrif, né? Wysheid gaan oor die posisie van jou hart voor God. God meet wysheid aan hoe 'n mens voor hom staan. God meet wysheid aan hoe jy sy bevel uitvoer, sy bevele. Dit wat God vir jou gee in sy woord. Hy sê, hoe pas jy dit toe in jou lewe? Hoe lewe jy volgens dit? Wysheid is nie net 'n klomp feite nie. Wysheid is die toepassing van daai feite. Maar nou sê ons 'n goddelike wysheid is die toepassing van dit wie God is, dit wat God vir ons sê. En jy gaan eerlikwaar, jy gaan nie dit kan toepas as daar nie 'n hoë siening is van God nie. Inteendeel, ek dink nie 'n gelowige gaan wil dit toepas nie. Jy gaan nie wil toepas dit wat God vir jou sê as jy nie baie dink van God nie. Dis soos iemand kom na jou toe en sê vir jou, gee vir jou 'n bietjie advies. As jy nie baie van hierdie persoon dink nie, gaan jy ook nie baie van sy advies dink nie. As ons nie baie van die Here dink nie, gaan ons verseker nie baie van sy advies dink nie. Daarom sê hy, dink eers hoë, groot, heilige, almagtige, ontzagwekkende gedagtes oor God. En dan sal wysheid uit dit uitvloei. Dis hoekom dit die fondasie is. Dis die fondasie. Dis nie net 'n eerste stap nie. Dis 'n grondslag. Inteendeel, sekere vertalings sê dit is 'n beginsel. Dit is die beginsel om wysheid te kry. Iemand kan die beste teoloog wees, hy kan die beste professor wees, hy kan die beste prediker wees, maar hy kan tog nog steeds sonder ware wysheid leef. Kennis alleen verander nie 'n mens nie. Ek bedoel, Jakobus praat ook daarvan, hy praat oor die demone. En hy sê die demone weet ook baie van die Here. Maar wysheid is om daai kennis te kan kry en om in 'n verhoudingsposisie te kan intree. Dit help ons om God reg te sien. Dit help ons om ons hart te herposisioneer voor God. En dit is iets wat die demone nie kan doen nie. Michael Reeves skryf dit goed. Hy sê, without the fear, ek het hom veel op, hy sê, without the fear of the Lord we may know about God, but we will never truly know Him. As daar nie vrees van die Here is nie, sal jy baie oor die Here kan weet, maar jy sal hom nie kan ken nie. Nie op 'n verhouding, op 'n manier van 'n verhouding nie. En daarom sê ons, 'n gesonde vrees van die Here gee eerstens vir jou wysheid
om jou hart reg te posisioneer, om die Here reg te kan ken, en om werklik dit wat hy sê, deur sy woord, so te kan implementeer in jou lewe, teenoor jou kinders, teenoor jou man, jou vrou, jou vriende, en weet jy, selfs jou vyande. Selfs vyande. En dis wysheid. Maar as daar nie 'n vrees is, as daar nie onsag is nie, as net die gedagtes oor God nie groot is nie, as God maar net ons buddy is, dan gaan sy opinie, dis eintlik sy waarheid gaan net vir jou 'n opinie wees. God spreek nie opinies nie, hy spreek waarheid. En sonder 'n vrees van die Here, sal dit net 'n opinie bly in die mens se lewe. Jy word geroep om groot gedagtes te dink, sodat dit wat God sê, werklik so kan resoneer in jou hart, en die kamers van jou hart deurdring, sodat jy dit uitleef. Dis wysheid. Dis die eerste vrug wat ek glo. Ek glo 'n gesonde vrees van die Here bring wysheid voor. Die tweede een, die vrees van die Here beskerm ons teen sonde, en dit dryf ons na heiligheid toe. Die vrees van die Here beskerm ons teen sonde, en dit dryf ons na heiligheid toe. Hoor wat sê Spreuke 16:6. Ek nou Jeremia daarso. Spreuke 16:6. Deur troue liefde en waarheid word sondeskuld bedek. En deur vrees vir die Here vermy 'n mens die kwaad. Hierdie gedeelte is vir my mooi, want hy sê eintlik twee goed. Hy sê, deur troue liefde en waarheid word sondeskuld bedek. Nee, dit is reg. Hoe is ons sondeskuld bedek? Deur die troue liefde van wie? Van Christus. Dis nie my troue liefde nie. Nee, ons almal is vyande van God gewees. Toe sterf Jesus vir ons. Hy het vir ons gesterf terwyl ons vyande was, sê die skrif. So deur troue liefde van Christus en deur die waarheid van die woord, deur Jesus self, die woord, die waarheid, die troue liefde, is ons sondeskuld bedek. En dan dink Christene, dit is die einde. Ek het nou uiteindelik 'n vleklose lam gekry, vir my is my sonde vergewe, nou staan ek heilig voor God en nou stop ek daar. Spreuke sê, nee, en deur die vrees van die Here vermy 'n mens die kwaad. Jy sien, die doel van die Christen is nie net om tot bekering te kom en by bekering te bly nie. Ons kom tot bekering sodat ons heilig gemaak kan word. Heiligmaking, praat ons van die doktrine van heiligmaking. Heiligmaking beteken om anders te lyk as die wêreld. Vriende, as jy dieselfde persoon is as wat jy 10 jaar terug was voor jy die Here geken het, dan het jy regtig nie die Here ontmoet nie. Jy kan nie die Here ontmoet en daar is nie 'n verandering in die hart wat plaasvind nie. Verandering moet plaasvind. Dit beteken nie dit is 100% verandering nie. Nee, dit is heiligmaking, is 'n proses. Dis baba treetjies. En Spreuke sê, dis reg, deur troue liefde en deur die waarheid word ons sondeskuld bedek. Ja, deur die Here, dit is fantasties. Maar die Christen stop nie net by die versoeningsoffer van Christus nie. Daar is 'n heiligmakingproses wat moet plaasvind. Die Here moet die hart kom verander. En hoë gedagtes, onsag vir die Here, om God te sien as 'n respekvolle pa, die God van die heelal, die een met absolute gesag, absolute heiligheid, dan wil jy hê jou hart moet so syne lyk. Ek wil soos U wees, pappa. Nee, is dit nie wat die kind sê nie? As die kind baie van die pa dink, onthou julle in die eerste een, jy is my beste pappa, pappa, ek wil net soos jou wees. Verseker. Hoekom sal 'n kind soos die pa wil wees, as die kind nooit hoog dink van die pa nie? Niemand van ons wil wees soos miskien moet ek nie daai voorbeeld gebruik nie, maar niemand van ons wil wees soos iemand wie ons nie hoog ag nie. Jy wil altyd wees soos jou rolmodel. En sien jy dat vrees van die Here, onsag vir die Here, sit die Here al klaar met respek in 'n rolmodelposisie vir jou. As jy hoog dink van God, dan wil jy net sê, ek dink so hoog van God nie, maar jy wil eintlik gaan ontdek wie hy is. Want hoe meer jy van hom ontdek, hoe meer gaan jy vir jouself kan sê, maar nou weet ek hoe meer ek moet wees. Hy stel vir jou 'n voorbeeld. Ons stop nie net by bekering nie. Nee, daar is 'n heiligmakingsproses wat moet plaasvind. En omdat ek so baie van God dink, omdat ek God so respekteer, omdat ek so groot van God dink, omdat God werklik 'n sentrale punt inneem in my hart, dan begin ek soos hom word, né? Soos Jesus word.
Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Nee, wees, ek is 'n rolmodel vir jou soos Christus 'n rolmodel is vir ons. Maar wanneer jy werklik Christus as sentraal inneem, dan begin jy haat wat God haat. En jy begin lief hê wat God lief hê. Want jy word soos God. Jy begin haat wat God haat. En jy begin lief hê wat God lief hê. Maar toe ons BC jare, nee, before Christ, voor ons tot bekering gekom het, toe het ons gehaat waarvan God gehou het. En toe het ons gehou van wat God gehaat het. Maar toe ontmoet ons Christus, en nou verander ons. En nou is ons lief vir wat God lief is, en ons haat vir wat God haat. En wat haat God? Sonde. Sonde! Hy haat dit, hy verpest dit, verseker. Die gelowige kom nie nog tot bekering en sê, great, ek het 'n versoeningsoffer, nou kan ek my aangaan met my sonde wat ek altyd gedoen het nie. Jy herposisioneer jou hele gedrag en jou denke en jou hart teenoor sonde. En jy sê, ek hou nie van sonde nie, ek haat dit. Nie dat ons dit altyd natuurlik reg kry om dit te vermy nie. Maar ons begin sonde self haat. Die einste sonde waarvan ons vergewe word, is die einste sonde wat ons nou ook haat. Baie mense wil nie losbandig lewe nie. Of hulle wil nie oorspel pleeg nie. Nee, as hulle getroud is, want hulle is bang hulle huwelik verbrokkel. Baie mense wil nie steel nie, want hulle is bang hulle word gevang en hulle word toegesluit. Baie mense wil nie lieg nie, want hulle is bang hulle word uitgevang. Maar dit is nie 'n vrees vir die Here nie. Dit is 'n vrees vir konsekwent. Jy vrees die konsekwent. Jy wil nie steel nie, want jy is bang die polisie kry jou. Wat ek dink ook 'n goeie rede is. Daar's konsekwente vir 'n goeie rede. Maar dis nie die Christen se primêre motief hoekom ons nie sondig nie. Ek wil nie sondig nie, want die Vader hou nie daarvan nie. En omdat ek so baie van die Vader dink, wil ek sy goedkeuring wegdra. Dit raak my motief. En dis hoekom in laat aande, agter toe deure, wanneer niemand kyk nie, en jy weet daar sal geen konsekwente wees nie, sal jy nog steeds strewe na die regte ding. Want daar is 'n vrees, 'n onsag vir die Here. Vrees 'n ou sonde, of vrees 'n ou net dat 'n ou uitgevang word? Ek dink dis 'n vraag wat ons onsself moet vra. Wanneer ons die Here vrees, begin ons haat wat hy haat, en ons begin lief hê wat hy lief hê. Ons vermy sonde, nie omdat ons bang is ons word uitgevang nie. Ons vermy sonde, want die liefde vir die Vader is te groot in ons. Ek wil hom nie teleurstel nie. Ek weet ek gaan. Maar ek het 'n strewe in my, wat strewe na perfektheid. En daarom wanneer 'n ou struikel, nie as nie, wanneer jy struikel, dan voel jy so sleg, né? Dan partykeer dan treur jy. Dis die saligspreker, geseënd is die wie treur oor hulle sonde. Hoekom treur jy oor jou sonde? Want dit pla jou. Wat pla jou? Ag, ek was naby die Here. Here, ek het gedink ek loop reg en toe iewes skielik val ek, Here. Jy voel jy het God teleurgestel, alhoewel jy nie het nie, want jy hou hom nie op nie, né? Maar sien jy hoe herposisioneer vrees vir die Here jou hart teenoor sonde? Jy begin dit verafskuw. Jy begin dit vermy. Jy begin dit haat. Paulus skryf dit mooi, 2 Korintiërs 7:1, hy sê, laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Laat ons binne verander word, omdat ons baie dink van God. Heiligheid groei, waar onsag groei. Heiligheid groei, waar vrees vir die Here groei. Heiligheid groei, waar eerbied groei. Hoe meer jy dink van God, hoe meer wil jy God tevrede stel. Hoe meer jy hom wil tevrede stel, hoe meer wil jy heilig lewe. Dit herinner my aan iets wat ek dikwels hoor. Dikwels. Gewoonlik hoor ek en dan sê hy vir my, ons moet nou mooi praat, want die dominee is hier. Nee. Maar ek dink nie dit is die vraag wat ons moet vra nie. Die vraag is nie, moet ons vra, is die dominee hier nie. Die vraag wat ou moet vra is God hier. Ek moet nou mooi optree, want die dominee is hier. Of ek moet nou, chips is die dominee, nee.
Ek weet nie of jy van julle dit al gesê het nie, so ek mik nie op jou nie. En ek weet julle sê dit baie keer net in 'n humoristiese sin, so dis okay. Maar die vraag wat 'n gelowige moet vra is God hier? Is God hier? Ek sien die vrees van die Here soos 'n kompas. Verbeel jouself jy het hierdie kompas. En hierdie kompas is ingestel op ware noord. En dit maak nie saak hoe dig die mis is nie. Dit maak nie saak wat om jou aangaan nie. Jy sal uiteindelik jou pad vind as jy die kompas volg. Nou vrees, die kompas is die woord van die Here, dis 'n lamp vir jou voete verseker, maar vrees van die Here maak seker die kompas is reg ingestel. Vrees van die Here maak seker die kompas is reg ingestel. Nou verbeel jou, jy het nie die vrees en jou kompas draai uit met 'n paar grade. Hy wyk bietjie af van ware noord. En nou begin jy loop, maar hoe meer jy met 'n paar grade afloop, aan die einde van dit verskil dit met kilometers, jou bestemming. Net omdat ons 'n kompromie aangaan in die eerste paar tree. Vrees van die Here herkalibreer die kompas. Dit stel hom weer in op ware nood. Dit hou ons gerig op God se waarheid, sodat ons kan onderskei tussen dwaling, sodat ons kan onderskei wat reg en verkeerd is, sodat ons kan sien wat regtig vir die Here behaaglik is. En dan wysheid help ons om die pad reg te stap. Hier lê 'n ernstige waarskuwing vir die kerk hierson. Ernstige waarskuwing. Ek dink mense begin maklik namens God praat. En dan het hulle net gesê, die Here sê, en hulle raak roekeloos. Hulle kompas is nie gekalibreer nie. Hulle sê, die Here sê, die Here sê, die Here sê. Hulle gebruik die Bybel, hulle gebruik hom roekeloos. Hulle gooi die naam van die Here rond, asof die Here regtig nou nuwe openbaring gee met hulle praat. Nooit in my lewe sal ek dit doen. Ek sou nooit gaan en as ek my vrou mag gebruik, na iemand toe gaan en sê, weet jy, Louise het gesê met jou hare bob sny, want bob gaan mooi lyk by jou. O, regtig het jou vrou het gesê? Ja, my vrou het dit gesê. En dan sny jy hare bob en dan lyk dit nou nie so mooi nie. En sê, maar Louise het gesê, sê nee, sy het nie regtig dit gesê nie. En dis wat die moderne kerk doen. Hulle praat namens die Here. Die Here sê vir jou so, die Here sê doen dit, die Here sê dit, die Here sê dit, maar eintlik is dit woorde wat die Here nooit geuiter het nie. Nooit geuiter het nie. En nou vra ek myself, van waar af kom dit? En ek kan vir jou sê, van waar af? Daar is geen onsag vir die Here nie. As jy regtig hoog dink van God, as ek regtig hoog dink van my vrou, sal ek nie namens haar gaan praat as sy dit werklik gesê het nie. Ek sal seker maak dat dit wat ek uiter, selfs van die kansel af, en selfs met gesprekke soos hierdie, sal ek seker maak, omdat ek baie dink van die Here, sal ek seker maak, dit is werklik wat hy gesê het. Dieselfde het in Jeremia se tyd gebeur. Hoor wat het Jeremia gesê toe. Hy sê, God praat toe met Jeremia, baie valse profete in Jeremia, en hoor wat sê die Here vir Jeremia. Ek, die Here, het nie die profete gestuur nie, maar hulle het gehardloop. Ek het nie met hulle gepraat nie, maar hulle profeteer. As hulle in my vertroulike vergadering gestaan het, sou hulle my volk my woorde laat hoor, en hulle laat omdraai het van hulle bose pad en van hulle bose dade. As daar 'n gesonde vrees is vir die Here, sal ou God hoog ag. En dit sal jou kompas kalibreer. Dit sal hom instel, sodat jy seker maak, die rigting waarin ek loop, is werklik behaaglik vir die Here. Dit sal jou 2 keer laat dink voor jy sê, dit sal jou 2 keer laat dink voor jy doen. Ek sê nie dit gaan perfek wees nie, jy gaan struikel, ons struikel almal, maar daarom struikel ons noordwaarts. Gesonde vrees kweek dit kweek gesonde gedagtes, dit kweek gesonde gewoontes. En ons moet onsself vra, is God regtig hier? Is God teenwoordig? Wat dink ek van God? Martin Luther het dit goed gestel. Hy was gevra, hoe sal jy, Martin Luther, die hervormer, die Duitse teoloog, hoe sal jy die Christelike lewe moet definieer, moet opsom? Hoe sal jy dit definieer? En Martin Luther sê toe, coram Deo, natuurlik in Latyns, coram Deo, en dit beteken net voor die aangesig van God. Wat is die Christen lewe, Martin Luther? Sê, dit is voor die aangesig van God. Dit is voor die aangesig van God. Dit is hoe die Christen lewe, hy lewe voor die aangesig van God. En wat Luther sê is dat jy lewe met die wete, dat jy lewe konstant
voor God se aangesig, asof God die heeltyd daar is. Jy lewe met die wete dat God in jou binnekamer is, dat God in jou kar is, dat God 12 uur die oggend saam met jou is, dat God 1 uur die oggend saam met jou is, dat God saam op jou foon is, dat God by jou is wanneer jy met jou vriendin gesels in die privaat, en dat God selfs daar is wanneer jy besigheid doen. Koram dayo. En vir sekere ouens is dit 'n angswekkende gedagte. Maar vir ander ouens is dit 'n gedagte wat vrede saai. En ek dink daar lê 'n toets van waar jou hart dalk kan lê. Die Christen lewe met die bewuslike wete dat God teenwoordig is. Ons gedrag in die geheim moenie verskil as ons gedrag in die kerk nie. En asseblief, nou sê ek dit, en ek sê dit met versigtiging, want ek weet baie gaan nou dink ek gee hulle 'n kaartjie om hoe hulle by die huis optree, dat hulle hier by die kerk so kom optree. Dit is nie so nie. Ons kan nie soos ons dalk in ons privaatlewe maak, voor medebroers maak nie. Jy is veronderstel om by die huis en by die kerk dieselfde gedrag te betoon, want God is teenwoordig. In die aangesig van God lewe ons. Elke oomblik. Elke oomblik. En die Afrikaners sê dit baie, hulle sê ek is so geskaap en ek so gelaat staan, of aanvaar my maar met 'n knippie sout, dis maar wie ek is. Dis nie wie jy is nie. Dis nie wie jy veronderstel is om te wees nie. As ons werklik voor die aangesig van God lewe, dan moet ons werklik streef om soos hom te wees. Daar moet 'n gesonde vrees wees. As daar werklik 'n gesonde vrees is, dan wil jy hê jou hart moet lyk soos die van die Vader. Dan wil jy by die huis wees soos wat jy by die kerk is, soos wat jy by die werk is. Ons is nie tevrede met wie ons is nie. Ons streef om soos God en soos ons Here te wees, want ons dink baie van hom. Maar dank die Here, ek is nie meer wie ek was ook nie, né? Sien, hierdie is die heiligmakingsproses. Dis God wat in jou werk, dis sy Gees wat in jou werk, en ons het 'n strewe in ons om soos die Here te lyk. Ons begeertes word sy begeertes. Die begeertes wat ek gehad het, is nie meer begeertes wat ek wil hê nie. Ja, ek sukkel dalk nog met die goed, maar is nie meer wat ek wil doen nie. En ek dink baie keer dink ons die probleem is, ons dink God sien te veel. En ons lewe asof hy nie eintlik iets sien in ons lewe nie. Maar jy moet weet, God sien alles. En God is oral. En as dit jou angstig maak, dan beteken dit jou hart is nie reg geposisioneer nie. Paulus skryf dit Filippense 2:12, hy sê, werk julle eie heil of heiligheid uit met vrees en bewing. Hy sê nie ons moet redding verdien nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie, moenie probeer jou eie redding kry nie, dis nie wat hy sê nie. God het reeds ons redding gekry. Hy sê, omdat God reeds jou redding gekry het, gaan lewe asof hy jou redding vir jou gekry het. Hy gaan lewe met hierdie vrees vir hom, met hierdie bewing, met weet, is dit die verterende vuur. Dis God, die groot alheiligste, en hy's oral teenwoordig. En ek lewe in sy aangesig, ek lewe koram dayo. Dis iemand se houding wat so bewus is van God se heiligheid en God se teenwoordigheid. Ons sien dit as 'n tipe van 'n veiligheidsreëling, soos jy die berg klim. Die vrees van die Here is die veiligheidsreëling. Jy klim die berg, en die reëling is daar om te keer dat jy nie van die berg af struikel nie. Daar is geen bergklimmer wat oor die reëling gaan klim en sê, kyk hoe naby ek aan die kant kan kom voor ek val nie. Hoekom wil sekere Christene dan sê, kyk hoe naby ek aan sonde kan kom voor ek werklik sondig? Die vrees vir die Here is hierdie reëling. Dit sê ek wil die afgrond vir my. Ek sien dit, dis 'n gesonde rigting en sê, maar ek is op pad na die Here. Ek is op pad na heiligmaking. Ek is op pad na hom, na die heiligheid en na die ontmoeting. Ek is koram dayo in sy teenwoordigheid. En ek het 'n gesonde vrees wat waak dat ek nie moet struikel hier af en net gaan volhard in 'n slegte lewe nie. John Owen is 'n teoloog gewees en hy het dit nogals reguit gesê. Hy klink eintlik soos 'n Amerikaanse, ek weet nie wat is die rapper in
in Afrikaans nie, maar hy klink soos 'n Amerikaanse rapper as hy dit sê. Hy sê, be killing sin or sin will be killing you. Hy sê, maak die sonde dood of die sonde maak jou dood. Dis 'n strewe. Dis 'n strewe, dis 'n begeerte om te sê, ek draai my rug op dit. Vrees van die Here draai jou weg van hierdie sonde. Want omdat jy baie dink van God, sal jy baie dink van die goed wat hy afkeer en die goed wat hy goedkeur. Die derde een. So vrees van die Here draai ons weg van sonde, dit help ons waak teen sonde. En die derde een, die vrees van die Here is 'n teenmiddel vir angs. Is 'n teenmiddel vir angs. Ek wil met hom afsluit en nie die vorige een nie. Is 'n teenmiddel vir angs. En ek dink dit is baie goeie nuus. Want ek dink dit maak jy Christen vry. Dit maak jou vry van jou kommernis en jou angs. As jy gesonde vrees vir die Here het, hoef jy niks anders te vrees nie. Dit klink nou kerklik om dit te sê, maar laat ek jou verduidelik hoekom. Ons almal lewe met 'n vorm van vrees. Almal van ons het iets. Van ons vrees om oud te word, van ons vrees die dood, van ons vrees die ekonomie, van ons vrees die politieke party wat nou volgende gaan verkies word, van ons vrees finansiële druk, baie van ons vrees wat ander mense van ons dink. Mense vrees hulle werk, hulle vrees hulle toekoms, hulle vrees siekte. Hierdie vrese raak so groot, want hoe meer jy daaraan dink, jy raak oorweldig, nee, dit is half asof jy hyperventileer. Jy moet net ergens 'n plastiese sak of 'n papiersak kry en net nog bietjie CO2 inasem, dat jy net kan kalmeer hoe meer jy daaroor dink. En dan eintlik wat jy doen is jy probeer dit onderdruk en dan ek dink net aan daai goed nie, want dit ontstel my. Yeah. En die vrees raak so groot. Maar eintlik raak dit groot want die gedagtes oor God is klein. Dis omdat die gedagtes oor God klein is, dan raak gedagtes oor ons vrese groter. Wanneer iemand hierdie vreesvolle bewondering, hierdie groot gedagtes oor God dink, wat is 'n groot gedagte oor God? Ons weet God is heilig, met ander woorde, hy hou nie van sonde nie. Ons het so gesing in die vorige punt. Maar nog 'n groot gedagte is God is soewerein. God is almagtig. God is in beheer. Hy's in beheer. En hy's veral in beheer van die mense wie hom kies. En die mense wat hulle wil onderwerp aan hom. Nou, hoe lyk dit as ons dink God is in beheer, maar hy's net nie beheer oor die sekere angs en vrese wat by die werk gebeur, of in die politieke partye, of met my finansiële bekommernis, of by die huis. Hy's nie daar in beheer nie. Dan oor wat is hy in beheer, sal ek vra. Oor wat? Hy's in beheer van die kerk? Verseker. Net die kerk? Nee. Jy sien, hoe groter jou denke oor God word, en hoe meer jy dit glo, hoe meer dit as 'n realiteit insink in jou hart, hoe meer sal jy besef, 'n groter vrees van die Here smoor die vrese van die wêreld. Hy smoor hom. Hy skadu hom uit. Die seelkunde help ons hierson. Is baie interessant, hulle sê 'n mens sukkel om twee goed gelyktydig te vrees. Jy kan nie jou vrou en jou baas vrees nie. Jy kan nie al twee vrees nie, amper. Jy kan nie twee goed gelyktydig vrees nie. Jy sukkel, hulle sê jy sukkel. As jy byvoorbeeld dink byvoorbeeld dit sou moeilik wees met een of ander kliënt. Jy het 'n moeilike kliënt en die kliënt maak jou angstig. Nou het jy 'n vrees teenoor hierdie kliënt. Maar ewe skielik kom jy in aanraking met 'n nabye doodservaring. Dan verskyn die kliënt op die agtergrond, want jy het nou 'n nuwe vrees wat jou konfronteer nie. En dan raak die kliënt al vir jou niks. Jy sê, ag, ek gaan myself nie meer daai worry nie. Ek moet nou worry oor my gesondheid. Dis asof ons sê dit ruk jou terug tot realiteit, né? Jou sweetservaring nabye doodservaring. Want dis 'n nuwe vrees. Vrees vir die dood. Wat gebeur nou? Waartoe gaan ek? En dan begin jy hierdie vrae vra. Maar jy kan nie albei gelyk vrees nie. Hulle sê dis moeilik om albei gelyk te vrees. Die sielkunde gebruik 'n goeie voorbeeld. Uit die natuur sien jy dit ook. Hulle het gepraat van 'n voeltjie wat in 'n boom gesit het. En soos die mens nader kom, vlieg die voeltjie weg. En dan kom hierdie groot arend gevlieg en hy sien die voeltjie en hy wil so afduik op die voeltjie om die voeltjie te vang, of 'n valk. Nee, hy wil die voeltjie vang. En toe dadelik vlieg die voeltjie in die boesem van die mens in. In die boesem. Die aanvanklike vrees wat die voeltjie gehad het, word minder omdat daar nou 'n groter bedreiging is. Dis dieselfde konsep met die Here. Dis dieselfde konsep in ons geloof. As die vrese hier op aarde groter is, dan sal die vrees vir die Here minder word.
Hoe groter gedagtes, nie bewe vrees nie. Julle onthou wat ek sê, nie van die Here gaan my slaan met 'n weerligstraal nie. Hoë, groot, heilige gedagtes, almagtige gedagtes, die wete van wie God is. As dit aansienlik groter is, dan sal die vrese en die angshede van die wêreld eklips. Dit sal dit uitsmoor. So die vraag is, seker wie vrees jy die meeste? Wanneer God groot word alles anders kleiner. As jou gedagtes oor God klein is, sal jou probleme vir jou enorme wees. Dit sal groot wees. As jou gedagtes oor God groot is, begin jou probleme kleiner word. Ek hoor hierdie voorbeeld en ek moet dit met julle deel. Ek dink dit is 'n uitstekende voorbeeld. Hulle beskryf die vrees van die Here en angshede van die lewe, beskryf hulle so. Verbeel jy stap by 'n kamer in en daarso is 50, 100 kersse. 'n 4x4 kamer, nê. Al die kersse staan in brand. Nou as jy al gesien het, 'n kers gooi mos so 'n bietjie van 'n skaduwee teen die muur, nê. Nou is daar 100 kersse se skaduwees, die lelike skaduwees wat so teen die muur is en dit brand. Verbeel jou elke kers is 'n probleem in jou lewe. Dis 'n angs. Dis iets wat jou angstig maak. Nou stap jy by die kamer en jy sien, en hoe meer jy na die kers kyk, dan sien jy sy skaduwee, en die skaduwee is die ding wat jou bang maak. Die gevolg daarvan, die effek daarvan. Wat gaan gebeur as die ekonomie platval? Wat gaan gebeur as ek siek raak? Wat gaan gebeur met my kinders? Wat gaan gebeur met ons huwelik? Wat gaan gebeur? En alles, waar raad jy net bevraagteken, en hoe meer jy fokus op die skaduwee, hoe meer angstig raak jy. Hoe meer jy dink aan die probleem, hoe meer angstig raak jy. Nou staan jy in die kamer, en nou kom iemand en hy sit die ligskakelaar aan, en die groot industriële lig, spotlight, né? Skyn. Wat gebeur met die skadu's? Dit verdwyn. Maar die kers verdwyn nie. Die probleem verdwyn nie. Maar die angs van die probleem vergaan. En dis die konsep van die vrees van die Here. Is om jou in 'n posisie te sit waar jy probleme kan konfronteer met die wete dat die God van die heelal saam met jou is. Maak nie saak wat die toekoms inhou nie. Hy's daar. Maar as ons klein dink oor God, as ons onsag verloor, dan raak hy skaduwees groot. Jesaja sê dit goed. Daar is baie wat vir Israel bedreig het. Baie wat hulle wou doodmaak. En die profeteer, hoor wat sê hy. Hy sê, moenie bang wees waarvoor die volk bang is nie. Moenie vir enige iets of enige iemand bang wees nie, behalwe vir die Here, die Almagtige. Hy alleen is die heilige een. As julle hom vrees, hoef julle vir niemand anders bang te wees nie. Niemand en niks. Die vrees van die Here verwyder nie die ander vrese nie. Dit vat nie die probleem noodwendig weg nie, maar dit gee jou die kapasiteit om in dit te kan staan. Jesus het dieselfde gesê Matteus 10, nê? Jesus het dieselfde gesê Matteus 10. Matteus 10, onthou julle wat hy gesê het? Hy het gesê, moenie die een vrees wat die liggaam kan leed aan doen nie, maar vrees die een wat die liggaam en die siel kan vernietig, of in Gehenna kan werp. Vrees hom. Een van my gunsteling teoloog, Martin Lloyd-Jones, skryf, the man who fears God fears nothing else. The man who does not fear God fears everything else. Die man wat God vrees, vrees niks anders nie. Die man wat God nie vrees nie, vrees alles anders. Jy sien dit eintlik by die disippels. Ek dink die disippels is 'n goeie illustrasie daarvan. Onthou julle, die disippels het gevaar oor die see van Galilea, en toe Jesus in die bootjie gelê en slaap, en toe steek daar 'n groot storm op, en toe raak die disippels baie bang, en toe hardop hulle te sê hulle, toe maak hulle Jesus wakker, en toe staan Jesus op, en toe sê hy vir sy disippels, klein gelowiges, en Jesus gaan toe na die kant van die boot toe, en hy steek sy hande uit, en hy spreek die wind en die storms aan, en die see en die storm kalmeer, en die skrif sê, toe raak die disippels bang. Hoekom het die disippels bang geraak? Hulle het nie bang geraak asof nou 'n groot seekat op die boot geklim het nie, nee, want ek dink ek sou hulle oorgespring het. Elke man vir homself. Hulle het in die boot gebly, maar hulle het besef die grootheid van Christus, wat mag en gesag het om storms aan te spreek. Maar is nog 'n goeie voorbeeld, Matteus 14.
Die disippels is op die boot, weer eens, lyk my hulle kies 'n slegte tyd om op die see te wees, want ons weer 'n storm. En soos hulle op die storm is, dink hulle daar kom 'n spook aangestap, sê die skrif. En toe sê hulle, nee, dit is Jesus. En Jesus sê vir hulle, hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. En Petrus skree toe uit, sê, Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom op die water. En Jesus sê, kom. En Petrus klim van die bootjie af. En hy sit sy voet op die water en is stewig. En hy loop op die water. En hoor wat sê vers 30. Dat ek ook nie veel gemerk nie. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skree hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek. Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, met die wind gaan lê, die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Dieselfde reaksie. Ek weet, dit is 'n baie oulike preekie. Ja, moenie fokus op die storms van jou lewe nie, moenie fokus op dit nie. Dit gaan nie oor om jou fokus te verskuif nie. Dit gaan oor om die regte een te vrees. Die probleem verdwyn nie noodwendig nie. En ek sal vir jou jok as ek vir jou sê die probleem gaan verdwyn. Maar wanneer ons gefokus is op Christus en ons het 'n gesonde vrees, besef ons hoe in beheer hy is. En ons besef daar is niks te groot of te klein wat God nie kan hanteer nie. En dit veroorsaak dat die storms uitgedoof word. En dat ons vrede kan kry in die midde van dit. In die midde van die dal van doodskade. En dit is vir my so mooi, hulle val voor sy voete. Hulle val in aanbidding. Hulle erken sy gesag, hulle erken sy grootheid. So selfs in die ander disippels was daar 'n vorm van vrees wat weer herstel was. 'n Vorm van ontzag. So ons vrees nie ons probleme nie. Hy's tweevoudig. Ons vrees ook nie mense nie. Ons vrees nie ons probleme nie, ons vrees ook nie mense nie, dan sluit ek af en dan is ek klaar. En ek dink dit is 'n groot plek waar baie gelowiges 'n kompromie aangaan. Ek dink veral predikers agter die kansel. Hulle is bang vir wat mense sal sê, en dan sal hulle die waarheid vermy, of hulle sal temas vermy. Maar ons vrees nie mense nie. 'n Gesonde vrees vir die Here oorskadu die vrees wat jy het vir ander mense, selfs by jou werk. Dit oorskadu dit. Hoe dink jy was dit moontlik vir die disippels om die evangelie te verkondig selfs tot die dood toe? Selfs al was hulle onderste bo gekruisig, selfs al was hulle gebrand, selfs al het dit hulle lewe gekos. Is hulle dan nie bang vir daai mense wat hulle kan doodmaak nie? Nee. Want die vrees van die Here was groter. Ek dink Stefanus is 'n uitstekende voorbeeld. Hy preek die waarheid, gaan lees in Handelinge, nê. Hy preek hierdie waarheid. Hy verkondig dit, hy sê vir die fariseërs, skynheiliges, hy sê julle is van die pad af, julle vat mense van die pad af, julle verkondig leuns, julle sit woorde in God se mond wat hy nooit geuiter het nie. Hy staan op vir wat waar is, hy staan op vir wat reg is. En hy disippels, hy die fariseërs brand van binne, nê. Hulle gryp Stefanus aan die hare en hulle sleep hom uit die dorp uit tot buite toe. En toe hy buite is, daar sak Stefanus op sy knie en hulle begin hom gooi met klippe. En wat sien Stefanus? Die Here se glorie. Het hy 'n happy ending? Wow, Stefanus het gesterf. Maar hy het gesterf aan die voete van sy Here. En hy het gegaan na die voete van sy Here. Daar was 'n man met die naam van Hugh Latimer, en ek sluit af met hom. Hugh Latimer was 'n Engelse hervormer gewees, en hy het gelewe tydens koning Henry die 8ste. Nou, as julle so 'n bietjie weet van ou Henry, hy was 'n wrede man. Sy vrou hom moeilikheid gegee het, skorrelgoed nie gewas nie, dood. As die vrou gekla het, dood. Volgende vrou, so links en regs. Hy het sy vrouens, hy het sy beamptes, enige iemand, dood was die antwoord. Hy het hulle gemoor. Hy's 'n wrede man. As jy jou pad met hom kruis en jy gee vir hom 'n lelike steltjie, dit is dood. Dis die einde. En hier kom 'n predikant, Hugh Latimer, 'n hervormer, ou wat gestaan vir die waarheid. En hy moes daai Sondag voor Hugh Latimer preek. Maar voor koning Henry die 8ste. Maar Hugh Latimer weet
dat koning Henry die 8ste is besig met verkeerde goeders. Hy klomp vrouens, hy slaap rond, hy neem lewens, hy's oneerlik, hy's 'n man wat lewe in sonde. Nou moet hy vir hom gaan preek. So wat dink jy, 'n man wat mens vrees, waaroor sal hy praat? Oor die liefde van die Here, nê. Maar 'n man wat God vrees? Hugh Latimer gaan toe en omdat hy God vrees, spreek hy koning Henry die 8ste aan. En hy sê vir hom, die en daai is nie aanvaarbaar nie. Hy maak sy preek klaar, koning Henry die 8ste sê vir hom, volgende week Sondag moet jy terugkom, en jy moet jou preek reg maak. Want dit wat jy gepreek het is nie reg vir my nie. Hy week worstel, ou Hugh Latimer. En ek kan dink, seker vriende het na hom toe gekom en sê, hoorie Hugh, ons like jou, asseblief, sê net iets anders, preek net oor iets anders, preek net oor die genade, asseblief. Hugh Latimer kom terug na die kansel toe en hy staan so agter die kansel. En hy sê hardop, hy sê, ek het hom vir julle, hy sê, Latimer, onthou die koning is hier, dis nou Henry, Latimer, remember the king is here. En hy bly so oomblik stil. En Latimer sê toe weer, Latimer, onthou die koning van alle konings is ook hier. En Latimer preek toe dieselfde waarheid vir koning Henry. En koning Henry was toe so in sy skikke dat hy hom nie doodgemaak het nie. Maar toe kom sy opvolger en toe brand sy hom. Goeie verhaal? Happy ending? Verseker. Want hy was 'n loyale dienskneg wat die vrees van die Here uitgevoer het tot die dood toe. Wanneer ons weet ons staan voor die allerheiligste, kan ons nie swyg nie. Ons durf nie mens vrees nie. Inteendeel, die vrees en die heiligheid en die almag van God sal die vrees vir mens oorskadu. Nou wil ek vir jou sê, miskien dink jy, ek het nie hierdie vrees vir God nie, ek moet harder probeer. Nee, ek dink nie, ek kan harder probeer nie. Die oplossing is nie om harder te probeer nie. Hoe raak jy net bang? Die oplossing is, as ons sê vrees vir die Here, is om die Here se grootheid te sien, en sy heerlikheid te aanskou, dan is die oplossing, om meer na Jesus te kyk. Want as ons die Seun sien, sien ons die Vader. Hoe meer jy Christus aanskou, hoe groter sal sy heerlikheid en sy glorie vir jou word. Hoe meer ons die grootheid van Christus, die skoonheid en die pragt van ons God sien, hoe groter sal jou God word. Hy is groot, ons sien dit net nie. Kyk weer na Jesus, kyk weer na Jesus. Kyk na hom in die skrif, kyk na hom op YouTube, kyk na hom 12 uur die oggend, kyk na hom wanneer ons hier in die banke sit, kyk konstant na God en na Christus. Want hoe groter hy word, hoe meer ontwikkel die ontzag vir hom. En hoe groter hy word, hoe minder wil jy sondig, hoe kleiner word mense, en hoe kleiner word jou vrese. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, dankie dat ons vandag kan sien dat ons 'n gesonde vrees vir U moet ontwikkel. En Vader, uit ons eie uit gaan ons dit nie kweek nie. En daarom wil ek vra dat deur die Gees, deur U woord, met die krag van die Gees, dat ons oë sal verhelder word, om U te aanskou vir die grootheid. U is tog die God wat hemel en aarde geskaap het. U is tog die God wat die Rooi See oop gekleef het. U is die God wat die 10 plaae gestuur het. U is die God wat verterende vuur is. Maar U is ook die God wat Uself ontferm, en wat liefde gee, en genade betoon. Help ons om U weer groot te sien. En laat ons weet, het is nie net sommer speel Christene nie. Maar Here, dat dit werklik opregtheid is. Dat ons na U toe kan kom in aanbidding. Maak die harte van ons oop. Maak die harte van klip, Vader, maak hulle sag. En laat ons die glorie aanskou met absolute ontzag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie vriende, ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n laaste liedjie. Vriende, mag daar 'n ontzag in jou ontwaak vir ons groot almagtige God.
En mag dit groei dag na dag. Mag jy groter dink van God. Groter dink van sy liefde, groter dink van sy genade en groter van sy krag. En daarom groet ek julle in die liefde van die Vader, die genade van ons Here Jesus en die krag van sy Gees. Gaan daarin. Amen. Vrede vir julle.